Ja, dat sy deur te sin. Kom ons staan en sy nog. Ja, dit lyk my die tegnologie wil nie so lekker saam kom ons sit. Here, wat 'n voorreg om by u voete te kan kom sit. By u te kan stil word. Die voorreg te kan beleef. En na die woord te luister. Daarom wanneer ons nou in die woord gaan lees, maak dit stil in ons harte, maak ons voorreg hoor, dat ons afskakel van die geraas van die wêreld, dat ons die woord duidelik kan hoor, maar meer nog, dat ons dit sal beleef. In Jesus se naam. Amen. Ons lees uit Markus 4 vers 30, vanaf vers 30, oor die mosterdsaadjie. Jesus vertel 'n gelykenis en dan gebruik hy die mosterdsaadjie. Hy het ook gesê, hoe sal ons die koninkryk van God voorstel? Of met watter gelykenis sal ons dit uitbeeld? Dit is soos 'n mosterdsaadjie. Wanneer dit in die land geplant word, is dit die kleinste van al die soorte saad daar in die land. Maar as dit eenmaal geplant is, kom dit op en word dit groter as die tuinplante. Dit kry sulke groot takke dat die voëls met sy skaduwee kan nes maak. Ons lees tot daarso. Geloof soos 'n mosterdsaad. Toe Jesus sy bediening op aarde begin, toe was sy woorde, bekeer julle en glo die evangelie. Geloof. Ons lees in Hebreërs 11 vers 1, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Maar dit is God wat dit vir my en vir jou moontlik maak om te kan glo. Om te kan glo beteken dat ons algeheel afhanklik van hom is. Dit beteken dat ek en jy in 'n lewende verhouding met die Here sal staan. Om te glo beteken om ongeag jou omstandighede te glo wat die Here vir jou sê. En ons moet ietsie leer van geloof om ook te volhard. En wanneer ons in 'n gemaksmode is, wanneer dit net met ons goed gaan, dan leer ons nie van volharding nie. Dis nie altyd so maklik om onvoorwaardelik te glo nie. Want ons beland soms in moeilike omstandighede. Omstandighede wat ons oorweldig. Omstandighede wat ons visie beperk. Wat ons so vasvang dat ons nie lig kan sien nie. En dan sukkel ons om te glo. Want ons kyk net in ons omstandighede vas. Maar dan leer ons om te volhard in die geloof. Dit is juist wanneer ons worstel, wanneer ons twyfel, dat ons leer om die geloof te volhard. Om te volhard beteken dat ons uit sal vashou aan die beloftes